Hartlik goeiedag en welkom by SA Gemeente se aanlyn diens, die nommer 1 netwerk vir jou en vir my lewe. Die wêreld waarin Jesus se hoorders geleef het, was hard en beperk. Die armes het in dorpgemeenskappe saamgeleef, afhanklik van mekaar en vasgevang in 'n stelsel waar rykdom as God se seën beskou is en armoede as sy straf. En dit het daartoe gelei dat baie arme mense dikwels hulle lot net passief aanvaar het. Maar toe kom Jesus en hy bring 'n radikale boodskap, want die koninkryk van God is vir julle en nie net vir die elite nie, het hy gesê. Hy gebruik gelykenisse oor dinge wat hulle goed geken het, familie, plase, meesters en dienaars, om te wys dat God se liefde inklusief, transformerend is. Professor Ernest van Eck verduidelik, gelykenisse breek die wêreld van die hoorder oop en skep die moontlikheid dan van 'n nuwe werklikheid. Die woord gelykenis kom van die Hebreëse mashal, om soos te wees beteken, en die Griekse parabole wat sê om langs mekaar te plaas. Dis 'n gelykenis plaas twee verskillende sake langs mekaar om iets dieper en geestelik te verduidelik. En Jesus het hierdie vorm van onderrig gebruik om God se koninkryk op 'n verstaanbare, tasbare manier bekend te maak aan gewone mense, mense op die rand van die samelewing. En in hierdie gelykenisse leer ons nie net van God nie, maar ook van hoe ons geloof kan groei. Want geloofsgroei begin waar ons God se woord hoor, verstaan en toelaat om ons lewens te verander. Ons gaan vandag kyk na een van Jesus se bekendste gelykenisse. Maar voor ons dit doen, kom ons raak stil. Here, u woord sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en ligsinnig leef nie. Inteendeel, hy vind vreugde in die woord van die Here en oordink dit dag en nag. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat vrugte dra op die regte tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Alles wat hy aanpak, is voorspoedig. Here, ons hulp is van u, in u naam as skepper van hemel en aarde, en die een wat getrou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van u hande nie. Amen. 'n Franse landboukundige het eendag vertel van 'n ouer man in 'n dorpie wat elke lente op dieselfde dag op 'n klein stukkie land gaan ploeg en saad saai het. Sy bure het hom bespot want daardie stuk grond was droog, klipperig en tussen onkruid, onbewerkbaar. Maar jare later met 'n veranderde klimaat en goeie versorging het daardie nuttelose stukkie grond die dorpie se grootste oeste opgelewer. Die geheim: geduld, voorbereiding en geloof dat verandering moontlik is. So is dit ook met die mense hart en lewe voor God. Ons almal dra in ons die potensiaal om vrugbare grond te wees vir God se woord. Die gelykenis van die saaier in Markus 4 illustreer dit perfek. Dieselfde saad val op 4 verskillende plekke, maar net diegene wat dit verstaan en ontvang dra vrug. Dis nie net 'n morele les nie, maar is soos van Eck sê, 'n sosiale verklaring van Jesus se boodskap aan gewone mense. Nou hierdie gelykenis dis 'n uitnodiging aan elke hoorder om self te reflekteer watter grond hulle is en hoe hulle die woord van God ontvang. Ek wil jou uitnooi. Kom ons trek ons moderne skoene uit en hoor die gelykenisse soos die armes dit destyds gehoor het, met oop harte en verwagting. Want hierin lê geloofsgroei. Nie net hoor nie, maar verstaan en verander. Ons teksgedeelte het 3 dele, Markus 4 vers 1 tot 9, wat die gelykenis van die saaier is. En dan vers 10 tot 12, wat praat oor die doel van gelykenisse. En dan vers 13 tot 20, wat 'n verklaring is van die gelykenis van die saaier. En ek wil jou uitnooi om vandag die preek hier te pause en die gedeelte self te lees. Gaan lees die volle gedeelte, want soos Lukas 11 sê, salig is die wat die woord van God hoor en dit bewaar. In Markus 4 vers 1 tot 20 gebruik Jesus die beeld van 4 soorte grond om 4 verskillende houdings van mense teenoor die woord van God te beskryf. Elkeen van hierdie gronde verteenwoordig 'n hartstoestand. En elkeen van ons kan onsself op hierdie spektrum ergens vind. Eerstens is die pad, die verharde hart. Jesus sê die saad val op die pad en die voëls kom en hulle pik dit op voordat dit kan groei. Dis mense wie se harte so verhard is dat die woord nie eers 'n kans kry om deur te dring nie.
In vandag se lewe is hierdie dalk mense wat seer gemaak is deur die kerk of gelowiges of iemand naby hulle en nou is hulle harte geslote vir enigiets geestelik. Of dalk is dit net hardkoppigheid, omdat hulle besluit het dat God hulle nie geantwoord het op die tyd wanneer hulle wou hê hy hulle moes antwoord nie. Nou is hulle harte toe. Of dalk is hulle net sinies en skepties oor geloof en is hulle glad nie oop vir verandering of gesprek nie. Hulle hoor dalk die woord, maar dit beteken niks vir hulle nie, want hulle het besluit om nie te glo nie. En dikwels is dit nie 'n kopprobleem nie, maar meer 'n hartkwessie, soos Matteus 13 vir jou en my sê. Tweedens is die rotsagtige grond, die opgewonde begin, maar die swak wortels. Hierdie mense ontvang die woord met blydskap, maar hulle geloof het nie werklik diepte nie. Wanneer hulle teenstand of uitdagings of moeilikheid beleef, dan gee hulle op. In ons tyd is dit mense wat moontlik vol entoesiasme begin het, vuur en vlam aan die begin was, baie maal na 'n geestelike ervaring. Maar wanneer die eerste werklike toets van geloof kom, soos teleurstelling, krisisse, gesinsprobleme, kritiek van ander, dan onttrek hulle en gee hulle op. Hulle het nie tyd gemaak om die Gees in gebed te ontkiem, in die woord te groei en diep wortels te ontwikkel in 'n geloofsgemeenskap nie. Geloof was vir hulle meer 'n emosionele flits as 'n vasgestelde keuse. Daarins is die doringgrond, die verstikte lewe. Hierdie grond laat die saad toe om te groei, maar die dorings onderdruk en verstik dit, die dorings van hierdie lewe. In ons samelewing sien ons hierdie mense wat wil glo, maar hulle lewens is te vol, so gevul met werk en geld en bekommernisse, dat dit hulle geloof versmoor. Daar is net nie genoeg ruimte of tyd vir God se woord om wortel te skiet en te groei nie. Hier sien ons diegene wie se harte eintlik in twee rigtings getrek word. Hulle is nie openlik teen geloof nie, inteendeel, hulle gaan dalk kerk toe wanneer hulle kans kry, maar hulle lewens is so vol geraas, werkstres, materialisme, 'n strewe na sosiale aanvaarding, bekommernisse, geld en status, noem dit. En die gevolg is, Jesus se stem raak stil tussen al die dinge. Christen wees en geloof is op die agtergrond en is 'n ding wat ek dalk later voor tyd sal hê. Daar's nie 'n groei tot geloofsvolwassenheid nie. En vierdens is die goeie grond, die vrugbare grond, die vrugdraande lewe. Jesus noem die goeie grond die wat die woord hoor, verstaan, dit vasgryp en dit laat vrug dra. En hulle bring 'n oes 30, 60, 100voudig as 'n maatstaf waarmee God hulle toevertrou het. In 'n moderne konteks is hierdie mense wat nie net luister nie, maar toepas. Hulle luister, leer en leef die woord van God. Hulle het 'n leerbare hart, hulle spandeer tyd in sy woord, hulle bid, hulle leef in 'n gemeenskap saam met ander gelowiges. En hulle besef hulle nietigheid en hulle vertrou op God. Hulle geloof is nie perfek nie, maar is volhardend, want hulle lewens verander deur God se liefde en hulle gehoorsaamheid aan hom. Hulle hoor die woord, hulle verstaan dit en hulle dra vrug. As ek en jy hierdie gelykenis hoor, die grond sien en voel, kan ons nie anders as om onsself eerlik te vra, watter grond beskryf my hart vandag nie? Watter grond beskryf jou hart? Is daar dorings wat gesnoei moet word? Is daar rotse wat uitgehaal moet word? Of is jy op pad om goeie grond te word? Grond wat gereed is om te ontvang, te hou en vrug te dra. Die goeie nuus is, met God se genade kan enige hart hernu word. Met God se genade kan ons lewensgrond, ons potensiaal bereik om vrugbare grond te wees en 'n oes te lewer. Geen grond is onherstelbaar nie. God maak die pad sag. God haal die klippe uit. God trek die dorings af as ek en jy hom toelaat. Jesus het gesê in Markus 4:23, as iemand ore het en kan hoor, moet hy luister, want hier gaan dit nie net oor die hoor nie, dit gaan oor die toestand van jou en my hart. Terry Sisney skryf dit baie treffend, die probleem is nie met die saad of die saaier nie, dit is 'n grondprobleem. Gevolglik is dis 3 waarhede wat ons kan help met ons geloofsgrond, om te groei in geloof en kennis. Eerstens, jy is verantwoordelik vir jou grond. Jesus leer ons dat elke hart die potensiaal het om goeie grond te wees en te word.
Maar jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse om oop te wees vir God se woord of nie. John Ortberg praat van morphing time, 'n tyd van innerlike verandering. Want God forceer ons nie om te groei nie, hy nooi ons om te verander. Ware groeiende spiritualiteit vra doelbewuste oorgawe, 'n eerlike selfondersoek en voortdurende toewyding. Want groei gebeur nie per ongeluk nie, nee, verandering verg deelname. Tweedens, groei begin by ontvang en dit vra iets van jou. Die goeie grond het die woord nie net gehoor nie, maar dit aktief ontvang, dit vashou en 'n diep laat wortel skiet. Die Griekse woord vir ontvang beteken om te gryp of met vreugde te omhels. So Maurice McCarthy sê daarom, God saai selfs in die onwaarskynlike plekke, want hy gee niemand op nie. Geestelike groei begin waar jy kies om oop te wees. Nie omdat jy slim of oulik is nie, maar omdat jy gewillig is om God se woord en gees te ontvang. En derdens, groei is God se werk, maar ons het 'n rol. Markus 4 vers 26 tot 28 leer ons dat die saad groei selfs wanneer God slaap. Tog beteken dit nie dat ons geen verantwoordelikheid het nie, nee, eerder dat ons sal saai in geloof, aktief die onkruid verwyder van materialisme, wêreldse uitdagings en dan die saad beskerm teen die voëls van kwaadpraat, hardkoppigheid en sinisisme. Jesus nooi ons om sy juk op te neem in Matteus. Nie omdat disippelskap maklik is nie, maar omdat dit lig is wanneer ons dit saam met hom dra. Geloofsgroei vra oorgawe en volharding, want ware geestelike groei gebeur slegs in totale afhanklikheid van God. So hoe word ek en jy vrugbare grond? Om goeie, vrugbare grond te word, begin met eerlike selfondersoek. Ons moet herbesin. Is daar plekke in my lewe waar ek gereeld die woord hoor, maar dit nooit toepas nie? Dalk uit gemak of vrees of selfs trots. Ek moet herbevestig. Volg ek regtig Jesus met die oorgawe wat nodig is, of doen ek dit net wanneer dit maklik is of voordelig is, of wanneer dit my pas? En ek moet hervorm. Ek en jy moet toelaat dat God my karakter, gewoontes en prioriteite verander deur sy Heilige Gees. Ware geestelike groei vra nie perfeksie nie, maar nederige afhanklikheid van God. Dit is 'n daaglikse proses waarin ek en jy aktief kies om God se woord te ontvang en toe te laat om ons vas te hou, sodat ons die vrug in ons lewens kan hê vir my en vir ander. Jesus se gelykenisse bring 'n radikale boodskap. Die koninkryk van God is nie net vir die slim en die suiwer en die suksesvolle nie, nee, dit is vir gewone mense, vir elkeen wat glo. Dit is vir jou. God plant sy woord nie net in die wêreld rondom ons nie, maar in jou hart. Nie as 'n mooi storie nie, maar as lewende saad met doel en krag. Prof van X skryf, die koninkryk neem vorm aan in die gewone mense en keer die wêreld onderste bo. Dis jy en ek wat draers van hierdie nuwe werklikheid word. Ons word geroep, ons word gestuur om dit te leef en te deel. Miskien het God lank terug 'n saad in jou geplant, 'n droom, 'n roeping, 'n woord. Miskien het jy dit onlangs gehoor. Maar die vraag bly, wat gaan jy daarmee maak? Sal jy dit toelaat om wortel te skiet? Sal jy hom toelaat om die goeie grond te maak in jou sodat dit kan groei? Johannes Calvin het gesê, God open die skool van die hemel vir ons, maar ons harte moet die leerplek wees waar dit wortel skiet. God se saad is lewendig, kragtig, doelgerig. Jou hart is die plek waar dit moet land, groei en leef. So Jesus se boodskap is vir jou en sy opdrag is aan jou. Laat die saad groei. Laat jou lewe vrug dra en laat jou lewensgrond vrugbaar wees tot sy eer. Here, maak my hart sag en oop vir u woord. Verwyder die dorings en klippe en laat die saad van u waarheid diep wortel skiet. Laat ek vrug dra, nie tot my eer nie, maar tot uitbreiding van die koninkryk. Want soos die lied lui, u wat die bron van die lewe is, u is die lig en waarheid, u is die land se vaste rus, u is ons hoop en veiligheid. O Heer, ons kom u loof en dien. U het ons geroep en ons geken. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het.
Indien jy 'n finansiële bydrae wil maak, die instruksies sal net hier volg na die seëngroet. Maar indien jy deel wil word van ons netwerk, jou self vaster bind en jou lewe transformeer, kom skakel by die eredienste in. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees met julle wees en bly, sodat julle mag groei in geloof, vrug sal dra tot sy eer en dat die wêreld sal sien dat die koninkryk van God reeds aan die werk is in julle en deur julle. Amen. Dankie dat jy vandag saam met my gekuier het en mag jy werklik 'n geseënde Sondag hê. Tot volgende keer. Totsiens.